Goeiemôre en baie welkom by ons eerste oggend van ons week van gebed vir 2026. Die doel van hierdie volgende 4 dae, dis nou vanoggend, Dinsdagoggend, Woensdagoggend en Donderdagoggend en dan nou die gebedsessie van Donderdag aand, is absoluut om jou gebedslewe te verryk. Die idee is dat dit jou sal help en dalk selfs sal help om 'n ritme weer te herontdek of om ritme te vind in jou gebedslewe. Natuurlik is dit ook so dat jy hierdie tyd kan gebruik om jou week, dan nou wat, dis nou vanoggend Maandagoggend, maar ook om jou jaar so in te ruim om te sê, ons wil hierdie jaar begin en regtig dit voor die voete van die Here neerlê en sê, Here, 2026 is u jaar, dat ons regtig so, dat jy regtig so bewus van die Here sal wees. My gebed vir jou is dat jy regtig in hierdie volgende 4 dae, maar spesifiek nou die 15 minute wat ons bymekaar is, dat jy regtig 'n ontmoeting met die Here sal hê. Dat jy sal beleef dat die Here vir jou sal lei om dalk op 'n nuwe manier tot hom te kan bid, 'n nuwe manier na sy wil te vra en dat dit vir jou 'n nuwe ontmoeting met die Here sal gee. Miskien gaan jy 'n klein bietjie uitgedaag word. Vanoggend is daar juis gedeeltes wat ingebou word waar jy hardop moet bid en dalk het jy so lank laat jouself hardop hoor bid. Dit is iets wat maar altyd so in jou eie gedagtes gebeur dat jy stil voor die Here bid. Maar vanoggend wil ek jou uitdaag om spesifiek hardop te bid en ons gaan ook teksgedeeltes bid. Dis dalk iets wat jy nie gewoond is om te doen nie of dalk lanklaas gedoen het. Maar die idee is dat dit jou so klein bietjie uitdaag. Veral as dit vir jou voel in jou verhouding met die Here dat jy so in so klein bietjie van 'n groef is. Dat jy sê, dit voel vir my of ek altyd maar net dieselfde goed oor en oor bid en ek weet nie meer hoe om te bid of wat om te bid nie. Dit voel vir my asof my verhouding met die Here so 'n bietjie van 'n plateau bereik het. Dan hoop ek dat hierdie vir jou op 'n nuwe manier sal uitdaag. So kom ons begin. Ons het net 15 minute wat ons bymekaar is. Jy's natuurlik welkom om party van die tye pause te druk en langer tyd saam met die Here te spandeer as jy kan. Maar kom ons begin deur vanoggend net ons oë toe te maak en dan raak ons bewus van die Here wat hier by ons is. Miskien is dit by jou ook nog dou voor dag en kan jy ietsie beleef van die nuwe dag wat begin? Of dalk is dit iewers deur die loop van die dag wat jy by die Here bymekaar kom. Maar raak net bewus daarvan, ontspan en weet God is by jou. Dit beteken dat jy vanoggend veilig by hom is. Dat hy jou in sy teenwoordigheid verwelkom. Wanneer ons praat oor God, dan dink ek vanoggend aan een van die baie name waarmee hy homself openbaar in die Bybel, en dis die Hebreëse naam Jahwe. Wanneer Jahwe se klinkers uitgehaal word, soos wat dit in die oorspronklike Bybel was, dan sit ons met 4 Hebreëse letters. Die letters wat dan nou sou wees J, H, W en H. Ek wil jou uitnooi om saam met my raak te hoor vanoggend dat hierdie asemhalingsletters is. J, H, W en H. Haal vanoggend asem, sodat jy inasem en dan haal jy asem met J. En dan haal jy weer inasem en haal uit asem. In en uit.
en uit. Kom ons doen dit net rustig so. Uit met ja, in met is uit en is in ja, en Ons begin vanoggend hierdie rustige gebedstyd van die Here, of saam met die Here. En dan gaan ek saam met jou agtertoe kyk. Kyk dalk terug oor jou oggend, wat jy vanoggend beleef het. Miskien bietjie verder terug. Jou lewe van die begin van die jaar af. Of selfs nog verder terug as dit. Waar het jy die Here se goedheid beleef? Waarvoor kan jy vanoggend die naam van die Here loof en vir hom dankie sê? Sê vir hom dankie. Kom ons plaas ons fokus op God. Daar is soveel eienskappe van wat in die woord geopenbaar word van God. Maar daar is sekere eienskappe wat hy vanoggend wil hê dat jy moet onthou. Miskien onthou jy vanoggend dat hy jou verlosser is. Dat hy regverdig is, dat hy liefdevol is, genadig is. Dat hy almagtig is. Dat hy beskermer is. Dink vir 'n oomblik na oor wie God is. Heilige Gees, en as ons so saam is, dan bid ek vanoggend dat U elkeen van ons wat so aanlyn bymekaar is, Here, sal kom herinner aan 'n teksgedeelte, 'n stukkie uit die Bybel uit wat ons onlangs gelees het of lank terug gelees het. Wat ons net dink oor wie U is en hoe goed U is. As jy vanoggend daai teksgedeelte in jou hart hoor, wil jy dit nie hardop sê vir die Here en vir die Here sê dankie daarvoor. Dankie Here dat dit is wie U is. Jy kan ook vanoggend na binne kyk, na jou binnewêreld. Vir die Here vra, eintlik vir die Here sê hoe dit met jou gaan vanoggend. Dalk is daar iets wat jy met jou saamdra
wat 'n sterk emosie by jou wakker maak, wat jy vanoggend vir hom wil sê, en ek wil jou uitdaag om dit juis vanoggend hardop te doen. Dat jy hardop vanoggend met die Here sal praat en vir die Here sal sê, wat gaan in jou binnewêreld aan? Wat is die emosies wat in jou binnewêreld aangaan? En dan wil ek spesifiek vir jou vra dat jy dit so sal doen, dat jy in jou geestesoog sal sien hoe jy vanoggend hierdie emosies tot voor sy troon bring, tot by sy voete en dit daar voor hom neersit. Maar dat jy nie net vanoggend emosies na sy voete toe bring nie, maar dat jy ook emosies by hom kan kom neem vanoggend. Dat jy vanoggend jou skuldgevoel voor sy troon kan kom neersit, en sy vergifnis kan neem, sy vryspraak kan neem. Dat jy vanoggend jou vrees of bekommernisse voor sy troon kan kom neersit, en sy vrede kan neem. Ek gee vir jou so 'n minuut of 2 om dit te doen. Praat hardop met die Here. Here, ek bid dat U ook hieroor 'n teksgedeelte vanoggend op ons elkeen se hart sal druk. Dat ons vanuit die Bybel, Here, hier sal vanoggend oor praat, wanneer U ons wil antwoord op wat op U hart is, oor dit wat ons beleef. Wanneer ons vanoggend intree verander, gaan ons juis dit vandag doen deur vir die kring te bid wat die naaste aan ons is. Dalk is daar een persoon wat die heel naaste aan jou is. Jou man of jou vrou, jou ouers, jou beste vriend of vriendin, jou kinders. Ons dra hulle vandag aan die Here op. En ons bid die Here se seën en se goedheid oor hulle lewe. Jy mag dit ook hardop doen. Here, as ons dan nou hierdie dag ingaan, dan kyk ons vorentoe met hoop, met die wete, Here, dat U reeds in hierdie dag is en alles wat hier gebeur. Dankie, Here, dat ons geseënd hierdie dag ingaan, dat ons kan weet dat U by ons is, dat U geseënde ontmoetings oor ons pad bring, Here, dat U ons salf om U woorde te kan spreek, dat U ons oë salf om U waarheid te kan sien, dat U ons ore salf, Here, om U stem te kan hoor. Dankie, Vader, vir geestelike onderskeiding wat U vir ons gee. Dankie, Here Jesus, vir U genade. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Sien jou môreoggend.